Nou ja, kom ons praat 'n bietjie oor Damaskus. Bybel praat dat Damaskus verwoes sal word. En daarbij saam sal Efraim ook verwoes word. Het is altyd mooi interessant hoe die ouens 'n versie so half lees. Want hulle wil vir jou verduidelik dat hierdie verwoesting van Damaskus het nou eintlik te doen met die redding van Israel. Eintlik nie. Het te doen met die verwoesting van die Joodse staat. En Efraim is Brittanje en dit het te doen met die verwoesting van Brittanje. En die vraag is, wanneer in hierdie derde wêreldoorlog stretch, wanneer gaan ons dit sien? Nou ja, voor ons by daai punt kom, gaan nog baie mense sterf. Definitief. Tussen die Jode en die VSA gaan nog baie sterf in die Midde-Ooste. So voordat ons daarby moet kom, moet ons nou verstaan, daar moet 'n totale verandering kom in publieke opinie teenoor die Joodse staat. Nou dit is stadig besig om te gebeur, maar nie vinnig genoeg nie. So ou moet nou mooi kyk. Die wêreld kan nie optree terwyl die Jode die Palestynë uitmoor nie. So moenie staat maak daarop dat die wêreld gaan optree wanneer die swartes die blankes uitmoor in Suid-Afrika nie. Onthou wat ek gesê het, dit wat daar bo gebeur is 'n presedent. Kyk hoe lank sukkel hulle om iets met die Jode reg te kry. So daar gebeur maar bitter min. Maar daar is tog interessant genoeg, stadig maar seker beweging. So Slovenië, Spanje en België het begin om 'n arms embargo teen die Joodse staat daar te stel. Lyk vir my Duitsland is ook nou daar. Halting the sale of weapons to Israel that could be used in Gaza until further notice. Wel, die Duitsers het daarom lyk vir my 'n paar eiers gegroei. Nederland het ook gekom met 'n partial ban on parts for Israeli fighter jets, terwyl Italië suspended all new military exports to Israel in Oktober. Nou ja, so daar is definitief 'n stadige swaai anti-Joodse staat. Maar daar gaan definitief nie nou baie gebeur nie. Die ou wat die ding gaan doen, sal die Duitsers en die Iranese wees op die ou einde van die Russe en die Iranese wees op die ou einde van die dag. En ek vermoed die Saudis en ja, daar sal nog lande deel raak daarvan, want dit is hierdie 10 nasies wat ons sal sien by mekaar kom. Nou ja, nou sien ons in Spanje, is dit baie interessant, Spain officially begins criminal investigation into Netanyahu and Israeli leaders over war crimes. En dit het te doen met daai skip wat gestuur is daar na Gaza toe in Junie maand, met die klomp aktiviste op, waar hulle medisyne en kos wou afgee aan Gaza, via die see-route. Nou ja, hulle was nie eers naby Gaza nie, en toe die Jode se jets ingevlieg en hulle bote ingekom en daai klomp mense gearresteer en die boot oorgevat en nou ja, so onthou luister mooi, die Jode behandel almal soos kriminele, maar hulle is nie kriminele nie. Dit is hoe dit werk. Maar soos ek sê, daar is stadig maar sekere swaai wat besig is om plaas te vind. En interessant, die Spanjaarde het nogal redelike beginselstandpunt begin inneem. So kom ons kom terug. Kyk, mens moet altyd die waarheid sê bietjie later in die video, dat die sotte, wat lankal geloop het en net verby blaai, hulle weet nie, maar die ouens wat luister, hulle weet. Goed, so, Siener praat baie duidelik van Rusland wat deur Turkye gaan, en ek het nou al vir jou verduidelik wanneer gaan dit gebeur. Rusland gaan deur Turkye beweeg met soldate en tanks en wat ook al, want dit gaan daaroor dat in daardie tyd het Turkye die Bosporus stryds gesluit, nie onder Erdogan nie, hulle gaan Erdogan vervang met 'n Western puppet government, maar in daardie tyd sal ons sien dat hulle die Bosporus sluit, want hulle wil Rusland in die Swartsee hou, sodat hulle Iran vrymoediglik kan aanval en van die tafel afvee. Hulle sê Jode in 'n VSA aan 'n NAVO-plan. En om daardie rede sluit hulle dan die Bosporus. So nou kom Rusland en daar sal 'n oorlog wees in Turkye teenoor westerse nasies en die Russe wen daai oorlog en Istanbul word redelik verwoes in hierdie hele proses. En die Russe neem 'n beheer oor Turkye. Nou Turkye het een van die grootste weermagte in die wêreld.
Hulle en die Pakistanis en so aan. En die Russe, ons praat van groot weermagte. Ouens wat staande mag is. En in daardie tyd sal ons sien dat Rusland dan nou Irak, Iran, Syrië, heel moontlik, Turkye gaan beset. En ons gaan sien hoe Damascus dan nou verwoes sal word. En die rede vir Damascus se verwoesting het dan te doen met die feit dat die Joodse staat Damascus ingepalm het, want dit is een van hulle planne op die tafel. So hulle wil Damascus inpalm, hulle wil hulle grondgebied vergroot tot ander kant Damascus, hulle is openlik daaroor, wat ek nou sê is nie 'n staatsgeheim nie. So, jy sal sien dat hulle op 'n stadium, sal ons sien dat die Russe en die Iranese inkom en so aan. En dan nou, Damascus sal verwoes word, blikstemdromer sê deur 'n Iranese missiel. Nou ja, of missiele, nou ek glo dit. So dit is nie die VSA wat Damascus verwoes totaal nie, of die Jode nie, dis die Russe en die Iranese. En hulle is op pad na hierdie opmars teen die Joodse staat. So, onder andere. En dit gaan natuurlik ook oor die sluiting van die Suezkanaal en Brittanje en die Jode wat besetting het van die Suezkanaal. Want eintlik wil die Joodse staat die Suezkanaal inpalm, hulle wil vat grondgebied tot by die Nyl. So ek het 'n bietjie gaan kyk na die derde wêreldoorlog gebeurelyn wat die Europese profete uiteengesit het. Baie interessant. En hy sien dit ook dat in die tyd wat die Russe inkom in die Midde-Ooste, wel, dan is die Joodse staat is min of meer dan in groot moeilikheid. En die vraag is, nou maar waar is die VSA dan nou in hierdie hele situasie? Hoekom is die VSA nie daar nie? Maar die Jode kan net doen wat hulle wil doen, omdat die VSA hulle big brother is en hulle oppas. So, nou dit het alles te doen met die feit dat die Jode en die Britte, die VSA se militêre geheime gaan uitverkoop aan die Russe. Nou die Russe kan die geheime vat en nog steeds nie vriendelik teenoor hulle wees nie. Maar, sê siener, Brittanje verkoop die militêre geheime aan die Russe, en ek sê vir jou, luister mooi, die Joodse staat is daarby betrokke, en ek gaan sê ook, hoekom ek so sê, omdat hulle 'n kernaanval vrees van die Russe af. Nou die Jode vrees ook 'n kernmissielaanval van die Russe af. Want op 'n stadium gaan hulle sien, dinge lyk nie meer al te wel nie. So hulle saam met die Britte in 'n alliansie om dan nou militêre geheime te verkoop aan die Russe. En as jy dink, die Jode het dit nog nie gedoen nie, hulle het dit al 3 keer in die laaste 40 jaar gedoen. 3 kere wat die CIA daarvan bewus is, dat hulle geheime verkoop het, VSA militêre geheime verkoop het aan Rusland en China. So dis 'n ou storie van hulle. En in daai tyd sal ons sien dat die VSA hom onttrek van Brittanje af. Hy sal hom onttrek van die Joodse staat af. En dan sal ons sien hoe daai 10 nasies opstaan en die Joodse staat totaal van die tafel afneem. Nou as jy nou dink die hoer op die dier is nou die Vatikaan, dan het jy nog nie mooi jou Bybel gelees nie, dan kry ek jou jammer, né? Want dit staan baie duidelik in Openbaring 11, die groot stad wat genoem word Sodom en Egipte, waar ook ons Here Jesus gekruisig is. Nou ons Here Jesus is nie gekruisig in Rome nie. So die Vatikaan is nie Babylon nie. Dat Vatikaan een van Babylon se koppe is, daarmee stem ek saam. So ook die VSA, so ook Brittanje, so ook die hele westerse Europese lande. En daarom sal ons groot verwoesting sien van Babylon se tentakels hier op die einde van tye. En so sien er ook voorspel het. Europa, Brittanje, VSA, Kanada sal groot verwoesting sien. En nou ja, maar voordat Rusland werklik waar Europa aanval en deur Italië in Europa ingaan, sal hy die Joodse staat bom. So dit is in die tyd en dit behoort baie vinnig te gebeur. Ek dink nie dis nog 10 jaar nie. Ek raai maar 6 maande. Ek dink is onder die Doringbos regering, as ek nou reg my profesie verstaan. Dit wat sieners sê, dit is in die Doringbos regering wat ons hierdie tipe ding gaan sien. Want ons weet, ons moet vir Brittanje gaan beklei bo in Egipte, en ons weet die VSA verslaan Brittanje in Egipte. So dit is dinge wat onder die Doringbos moet gebeur, wat kort na ons revolusie is in Suid-Afrika, né?